Hallo almal. Ek is nou besig om die kamera hier te bring na waar George sit in ons nuwe biblioteek wat ons so trots op is. En ons het gedink met hierdie uitgawe wys ons net bietjie wat hier gebeur het by die Restrie. En uiteindelik is ons biblioteek reg om te geniet vir ons en vir almal wat hiernatoe kom. En ons is baie trots op dit. Dit lyk sommer net pragtig. Die donker middelvertrek is nou lieflik lig met die ligpanele. Jy kan sien daar bo kom die lig pragtig in. Boeke is uitgepak en ja, baie harde werk van die boekwurm en sy span. En ons het gedink van hier af gaan ons saam uitloop om vir julle te wys wat gebeur buitekant by die buitekamers. Ja, Lucy. Hallo julle. Ja, die werk in die retreathuis en aan die retreathuis is eintlik nou afgehandel. Daar's 'n paar dinge, so by so 'n retreathuis is daar maar altyd dinge wat mense aandag vra, maar die groot werk is nou agter die rug en ons voel baie gelukkig en tevrede daarmee. So in die tussentyd het ons ook begin om die buitekamers in slaapkamers te omskep omdat die navraag ingekom het vir meer slaapplek en ons het besef ons moet dit ook inrig vir slaapkamers en badkamers, so dis waarmee ons tans besig is. Ja, so ons loop nou hier na die eetkamer toe, net sommer dat julle kan sien, daar is die kaggel. Ons het 'n pragtige skerm gekry. Kaggel werk lekker, veral met hierdie tipe weer. Dit is baie koud vandag hier by ons. Eetkamer. Dit was nou al lankal reggemaak, maar ek weet nie wie van julle het dit al gesien nie. Kombuis. Dit lyk nou nogal mooi netjies. Ons verwag mense vir die naweek. En baie gelukkig ook met ons kombuis. George maak die agterdeur oop. Hier gaan ons nou uit. Daar is tafelkop in die mis. Julle gaan dit nou nie kan sien nie, daar agter die bome is tafelkop eintlik. En hier is die buitegeboue. Ag, is 'n hanetree van die agterdeur af. Hier wil julle natuurlik julle voorstel is 'n pragtige Mediterrane binnehof met 'n wisteria wat oor 'n prieel groei. Dit gaan nog alles gebeur, maar net om vir julle 'n idee te gee van die buitekamers. Ja, so daar was 3 buitekamers gewees. Soos julle kan sien, 2 groter kamers aan die buitekant en dan 'n kleiner kamer in die middel. En toe het ons besluit, ons gaan julle hier binne wys. Ons het ook in hierdie lang vertrek het ons 'n agterste venster ingebreek en ingesit sodat daar 'n uitsig op tafelkop is. En hier kan julle sien as hierdie dik mure, sandsteenmure, en dan het hulle waarskynlik bo-op het hulle dit toe nou verder gebou. Mens weet nie altyd mooi in die geskiedenis van die ou geboue, wat was eerste en hoe het hulle dit bygelas nie. En nou is ons besig om ook nou ons bydra te lewer in hierdie proses. So dit was hierdie groot vertrek. En toe breek ons 'n deur daarna toe deur en daardie kleiner middelste vertrek het ons toe geskei met 'n muur sodat hierdie dan 'n badkamer word. 'n ensuite badkamer vir hierdie vertrek. Hier is ook 'n uitsig op tafelkop hier aan die agterkant. Baie storig, maar daar is dit. Hier is 'n klein gebouetjie hier aan die buitekant wat ons nie heeltemal seker is nie. Ons dink dit was dalk 'n tipe van 'n koelkamer. Of 'n donkie. Ja, of 'n donkie is daar gestook. En hier is daar die middelste vertrek, die voorste gedeelte. En hy het nou weer 'n deur wat na daardie kant toe gaan, na hierdie
hierdie vertrek hier op hierdie punt. So binne 'n week moet hierdie slaapkamers word. Ja, ek dink basies, die kaponne is in, die krag is omtrent reg. In my kop, my planne kan dit werk. Ek weet nie van jou nie. Ja, so ons is baie opgewonde want wanneer ons dan hierdie 2 kamers by het ons in effek 7 slaapkamers en 5 badkamers. En die gevolg is dan ook dat vir privaat retreats of gestruktureerde retreats waar mense dikwels op hulle eie in 'n kamer wil wees, kan ons dan 7 mense akkommodeer. Maar wanneer dit 'n geval is waar mense bereid is om te deel, kan ons tot 14 mense kan ons akkommodeer. Daar kan julle sien 'n rede waarom ons hierdie buitedeur by hierdie middelste badkamer gehou het. Julle sal sien dis die badkamer se deur daar en hy bedien hierdie kamer, is dat ons hier by die motorhuise Matilda hierdie motorhuise wil omskep in Matilda se pottebakkers ateljee. So met die gevolg is daardie groot deure, die garage deure word uitgehaal en daar kom groot vensters in aan hierdie kant en ook 'n groot venster aan die ander kant en 'n enkele deur sodat die wind nie so direk inwaai in daardie vertrek nie. En dan wanneer mense dan hier besig is, dan kan hulle baie maklik dan net uitstap en dan is daardie badkamer beskikbaar ook vir hulle. Dis waarom ons die buitedeur gehou het. So ons probeer maar met 'n plan werk so ver as wat ons kan. En mettertyd wil ons daardie ou rondaveltjie, omdat hy ook eintlik in die pad is tussen die huis, tussen die retreathuis en Tafelkop en sy dak nou al reeds 'n bietjie in 'n verval is, wil ons hom tot omtrent halwe muur hoogte of dalk selfs bietjie laer, wil ons hom afbreek en daarvan 'n lapa en 'n braaiplek maak, sodat 'n mens oor hom kan kyk en dat dit eintlik naby aan die kombuis is. Daar's altyd navraag vir braai. Ons is nie sulke groot braaiers nie. Maar ons moet daarom kan voorsiening maak. Maar ons moet voorsiening maak daarvoor. So dit is ook nou nog in vooruitsig. So dit so vinnig. Iets wat jy wil byvoeg? Ja, miskien kan jy net weer hierdie werkers uitwys. Dis 'n langtermyndroom. Ons het dit nou ons een keer het Baie ons langtermyndroom, ja, maar net dalk weer wys. So daar die gebouetjie wat so 'n bietjie verwyder staan. Dit is een van die volgende projekte as die ateljee klaar is en my houtwerkswinkel ingerig is wat grootwerke is, maar dan wil ons baie graag daai klein gebouetjie inrig omdat dit soos 'n kluisenaar so. ja, Dis nou daai ene dat jy nou nie hulle verwar met die hoenderhok in die houtkamertjie nie. ja, so daar moet ander geboue moet nog afgebreek word en daai ene moet reggemaak word. So dit wil lyk asof ons 'n bietjie 'n paar projekte het wat ons nou nog aan besig hou. Ja, nee, verveeld gaan ons nie wees nie. Ja. Maar net lekker om julle te wys en julle op datum te bring. Baie lekker ook as julle hiernatoe kom en dit persoonlik beleef. Dis lekker vir ons om dit met julle te deel. Mooi bly almal, ons praat weer volgende week. Goed gaan, tata.